bid werklik ernstig dat die Here ook daar uitkoms sal gee. En dan die voorbidding vir die siekes, Kobus Oberholzer, Tarina Engelbreg, Rina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, Marieke de Venier, Tola Kutse, Hendrik van der Westhuizen, Madeleine Botha, ons dink ook aan Hendrik Norke se ma wat oorprobleme het, en dan bid ons ook in besonder vir Oscar. En dan die verjaarsdag, die 17de Januarie, Marlie van der Westhuizen. Marlie, baie geluk, sê ons nou al vir jou, en ek hoop jy is ook so bevoorreg dat die geheime sangpaar ook vir jou 'n liedjie sal sing op jou verjaarsdag, want daar is so geheime sangpaar in die gemeente, maar ons wil ook vir hulle baie dankie sê. En dan die kerkraadsvergadering, die 18de, dis volgende Sondag, die CVV-vergadering ook volgende Sondag, en die nagmaal, die 25ste, ek wil net ook noem die Sondagskool heropen volgende Sondag, so ons moet dit ook net in gedagte hou, en ons bidure, nog steeds Woensdag, wat ons om 7 uur die aand, wat ons bidure het, so kom woon dit asseblief by, dat ons kan bid vir die sake wat op die bord verskyn, wat op ons hart gelê word, wat die Here vir ons afdruk, siele wat gered moet word, so kom ons bid, kom bid saam en gebruik daardie geleentheid. En dan ook vir die studente bydra, vir Tyler en Annelies Richard en vir JJ Lombard. Hulle is die studente wat ons as gemeente geïdentifiseer het, om ook voor te bid, en dan ook hulle aan die Here op te dra. En dan bid ons in besonder vir ons kerkgenootskap in hierdie dae, dat die Here sal seën met die redding van siele, finansiëel, met ons predikante, ons kerkrade, dat die Here waarlik sal seën, en dat ons as manne van God die pad sal loop tot eer en uitbreiding van sy naam. En dan na afloop van die diens is daar koffie daar agter, en ons gaan nou geleentheid gee dat die offergawe opgeneem word. Dit is vir ons weer eens 'n voorreg om vir Tyler Richard aan die woord te stel. Hy het verlede week die woord hier bedien, en ons bid jou werklik die Here se seën toe, dat die Here vir jou sal seën. Spreek soos die Here op jou hart afdruk, hoor. Goeiemôre. Dit is so 'n voorreg om vanoggend hierso te wees. Ek groet u hartlik in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n vreugde om 'n paar nuwe gesigte te sien. Ek weet nie of daar enige besoekers is nie, maar baie welkom. En so dankbaar dat almal van u terug is na 'n bietjie van 'n rustyd. Ek vertrou u het gerus, want daai goed wat u in die inbox gelos het in die begin van Desember, daai goed wag nou vir u vir môreoggend, nê? So ek herinner u maar net daaraan, daai goed lê nou en wag. So vertrou dat u die jaar hardlopende en vol energie sal aanpak, en mag die Here ook vir ons so saam seën vanoggend. Dit is regtig wonderlik dat u as gemeente ook vir ons bid, weer eens so namens JJ ook. Baie dankbaar vir u gebede en vir ons daar by die kweekskool. En daar het nou 3 nuwe mansstudente aangemeld, of hulle meld nou hierdie week aan, eerste jaar, so bid asseblief vir hulle. Is nou net 'n jaar gelede wat ons maar groot oog daar ingestap het, so ek glo vir hulle gaan dit nou dieselfde ervaring wees, maar ons is baie dankbaar vir 3 nuwe studente, en vir elkeen wat terug is na die vakansie. Ons het 'n hele paar van hulle nou al gesien, hulle sluip nou daarso in, maar ons is so dankbaar dat u vir ons bid by die kweekskool. Ons het dit nodig, ook vir die dosente,
Bid in besonder vir Dr. Anton Kleingeld, dis nou alles vir hom nuut as die nuwe dosent daarso. En dan ook onthou maar om voortdurend nog vir Dominee Jurg en Tannie Mandy Prinsloo te bid. Hulle het nou lekker gaan aftree, maar daar's nog 'n bietjie werk vir haar ook om te doen. Sy is nog by die kantoor betrokke tot einde Februarie. So bid nog steeds vir hulle ook. Hulle het die gebede net so nodig. Kom ons word net 'n oombliekie stil voor die Here en dan stel ons harte in vir hierdie erediens. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Amen. Nou ja, kom ons begin hierdie diens, dan sing ons openingslied, Gesang 10. Ons sing dit hartlik staande saam soos dit daar op die bord verskyn. Baie dankie, jy kan maar sit. Ek wil graag vanoggend die wet vir ons voorhou, soos ons dit vind in Exodus 20, glo baie keer dan hou ons graag die opsomming daarvan voor, maar ek wil graag hierdie baie bekende verse in Exodus 20 vir ons voorhou, en ons ken dit baie goed, maar ek lees dit graag vir ons. Exodus 20 vers 1 sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek gaan vra dat ons staande ons algemene geloof bely, ons Christelike geloof,
En u is welkom om stil in die hart saam te sê soos wat ek dit vir u gaan voorhou. So kom ons staan en daarna gaan ons Gesang 245 vers 11 sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Baie dankie, jy kan maar sit. Nou as jy die woord van die Here saamgebring het, gaan ek u nooi om saam met my te blaai na 2 Korintiërs, hoofstuk 12. Die tweede brief van die Korintiërs, hoofstuk 12. Twee Korintiërs 12 en ons gaan lees vanaf vers 1. Twee Korintiërs 12 vanaf vers 1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat, as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig net in gebed, die manne wat kan saam met my staan en dan bid ons saam asseblief. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hierso in die huis kan wees, soos ons daar agter in die konsistorie gebid het en
Ek glo elkeen op pad kerk toe vanoggend gebid het, miskien vroeg vanoggend al 'n dankbaarheid teenoor U uitgespreek het vir die geleentheid om in U huis te wees op hierdie dag. En Here, ek dink so aan wat my seentjie nou gevra het op pad hiernatoe, hoeveel ouens is daar nog op hulle fietsse toe ons by die soveelste groep fietsryers verbygery het, dan besef ons, Here, dis genade dat U ons gered het. Dis genade dat ons vanoggend kan sê ons is gewas in die bloed van die lam. Dis genade dat ons vanoggend kan sê, o Here, daar's lewe in ons harte, want daar's soveel daar buite wat geen belange by U dinge het nie. En ons is nie beter as enige iemand nie. O Here, ons is net dankbaar dat ons die reddende genade van ons Here Jesus gesmaak het, wat aan alle mense verskyn het, ook aan hulle wat vanoggend nie in U huis is nie, wat ergens met ander dinge besig is. Ons dank U daarom, Here, dat so 'n geleentheid soos vanoggend 'n ewige geleentheid is, met ewige resultate, omdat U ewige woord vanoggend vir ons voorgehou word. Ons dank U dat ons daarna kan luister, wetende dit is die Here wat praat. En ag, dis ons begeerte vanoggend dat U na elkeen van ons harte sal spreek soos ons behoefte is, en dat ek as prediker nie of niemand van my bewus sal wees nie, maar net bewus sal wees van U stem en U woord, dat dit vanoggend sentraal sal wees, dat ons vanoggend sal sê, God het gespreek en ons het geluister. Ag Here, ons bid daarom dat U Uself sal kom verhoog en verhewe in ons midde. Verheerlik Uself, Here, sodat ons vanoggend sal sê, ons het ons harte kon buig voor U, want U is dit waardig. Ons dank U vir ons gemeente, vir elkeen wat hier is vanoggend, maar dan ook hulle wat verteenwoordig word, wat dalk weens omstandighede nie hier kan wees nie, miskien nog op pad terug van 'n lang en 'n lekker vakansie. Ons dink so aan ons herderspaar, ons dankie vir Dominee Frikkie hulle, en kan ons vanoggend maar net weer eendragtig saam as 'n gemeente vir hulle bid, en vra Here dat U in hierdie tyd wat hulle gerus het, hulle harte en gedagtes verkoop en vernuwe sal wees, en daar reeds 'n boodskap in sy hart sal brand, wat hy moet kom aflewer. Ons bid vir hulle vir die jaar se arbeid wat voorlê, en dankie Here dat ons kan vra dat U goeie hand op hulle sal rus, dat hulle sal ervaar hoe dat U vir hulle krag gee en genade, wysheid, insig om hulle werk te doen. En ook elke ander persoon wat dalk nie hier kan wees vanoggend nie, ons dink so aan die siekes, Here, daar's 'n hele lys van siekes, van hulle miskien hier vanoggend teenwoordig, en ander dalk by die huis, miskien besig om in te luister. Ons bid, Here, dat U asseblief in groot genade verligting sal bring en genesing sal bring. Dankie vir die wonderlike boodskap ook aan ons kerk toevertrou, dat U nog die God is wat genees, dat ons U daarvoor kan vertrou, dat vanoggend dit heerlik moontlik is, dat U in antwoord op gebed, deur U groot genade, vanoggend iemand kan aanraak en genees en oprig. En ons vra daarvoor, Here, omdat U 'n groot en 'n genadige God is. Ons bid dan, Here, ook vir ons wat hier is vanoggend. U ken ons omstandighede. Ons besef ook dat ons gemoed is baie keer nie sterk nie. Ons word omring met baie dinge, baie omstandighede, baie dinge wat vinnig op ons afkom. En daarom bid ek, Here, dat vanoggend U woord sal gebruik en dan vanoggend met ons sal praat op so 'n manier dat ons sal sê, o, ons is dankbaar, dat lig vir ons gekom, dat blydskap, dat vrede gekom, omdat God naby ons was. Ons dankie dat ons dit van U kan vra in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en om sy ontwil alleen. Amen. Baie dankie. Ek kan maar sit. Ek hou graag vir ons net weer 3 verse voor as die teks van oordenking vanoggend, verse 8, 9 en 10, en ek lees dit graag weer vir ons. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. In die 10de vers, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Ek wil graag vanoggend met u praat onder die tema genoeg genade vir die swakkes. Genoeg genade vir die swakkes. Ek is die Here so dankbaar vir elke vak op kweekskool, maar een wat vir my baie kosbaar was geografie.
wat ons hier afgelope jaar gehad het en ek is so dankbaar vir kaarte wat vir ons voorgehou is en so 'n bietjie van 'n inkleer van baie prente van die gebeure en die plekke wat in die Bybel vir ons opgeteken is. En nou ja, dit is nie miskien belangrik vir ons saligheid om al daai dinge te ken of te weet of te verstaan nie, maar dit was vir my baie kosbaar om dit so bietjie te verstaan en te sien. En Korinthe is 'n baie interessante plek. Die omgewing was 'n plek waarin status en rykdom en aansien baie belangrik was. Dit was 'n hawe area gewees waar daar baie handel gedryf is. En uit die aard van die saak het so 'n plek mos maar baie invloede van buite af, soos dit maar baie keer is. Ek het nou hier 'n anglisisme neergeskryf, cosmopolitiaans. Ek weet nie of daar so 'n woord in Afrikaans is nie. Die Engels sal nou sê cosmopolitan. So 'n bietjie van verskillende geure en kleure in hierdie plek gewees. Iets van alles, invloede, mense, reuke, geure, smake, godsdienste, politieke sieninge natuurlik maar gewees en al daai dinge. En in hierdie welstand het hierdie mense ook geroem, want dit was voortvarende mense, welgestelde mense, mense wat vooruit gegaan het in die lewe. En omdat dit so was, nou ja, dan dink mense baie keer iets van hulle self, klop hulle self so bietjie op die skouer, kyk dalk bietjie neer op ander mense. Nou in die midde van hierdie groep of hierdie wêrelddeel waar daar soveel rykdom en welvaart was, is ook 'n gemeente en die Here inspireer vir Paulus om vir hulle te skryf. En hy skryf vir hulle baie dinge, want daar's nou 'n lang 2 briewe wat ons eintlik maar as 'n geheel moet lees. Dit is baie lank om dit miskien in ons stilte tyd te lees, maar ek probeer altyd self om 'n hele brief in my stilte tyd te lees, want daar's mos nou nie in Paulus se tyd hoofstukke en perikope gewees en onderafdelingkies nie, 'n hele gedeelte. En hy skryf vir hulle omdat daar ook 'n gevaar was dat hulle deur hierdie dinge beïnvloed sou word. Daarom rig hy hierdie brief aan die heiliges in Agaia. Begin hy hierdie tweede brief aan die Korintiërs aan die heiliges, en hy skryf vir hierdie Korinte, wat beteken hulle was afgesonderde mense, maar hy beklemtoon ook dat hulle so moet wees, want daar's 'n gevaar, altyd 'n gevaar dat ons beïnvloed kan word deur dit wat rondom ons is. Baie gevaarlike ding. Hy skryf in die 3de hoofstuk en hy sê vir hulle dat hulle sy brief is wat deur alle mense gelees word. En weer beklemtoon hy, gemeente van die Korinte, wees versigtig, julle moet 'n brief wees wat gelees kan word. Mense moet van buitekant af kan kyk en sien dat julle nie beïnvloed is deur hierdie dinge wat rondom julle aangaan nie. Mense wat sterk is in hulle self nie. Julle moet 'n voorbeeld wees, julle moet anders te wees, julle moet uiteindelik julle bekwaamheid in God vind. En dit sê hy dan ook in daai 3de hoofstuk vir hulle, ons bekwaamheid is uit God. En dit moet vir elkeen van ons ook so wees. Ons lewe in 'n wêreld waar dieselfde versoeking sekerlik maar deel van ons lewe ook is. Ons word beïnvloed. Mense jaag dinge na. En terwyl mense dinge najaag, moet ons besef ons afhanklikheid is van die Here. In hoofstuk 4 praat hy oor sy lyding. Nou net om vir hulle 'n prentjie in te kleer van hoe sy lewe dan nou is, as hy homself as 'n voorbeeld stel. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Paulus kon homself as 'n voorbeeld, as 'n illustrasie vir hierdie mense voorhou en sê, ek sê nou vir julle, julle moet afgesonder wees, julle bekwaamheid is uit God. Kyk nou na my en kyk na my eie liggaam, gebroke, swak, deur al die ontberinge wat hy deurgegaan het as kind van God, waardeur hy moes gaan, en wys maar eintlik dat die binnekant is belangriker as die buitekant. In hoofstuk 6 praat hy oor selfverloning, die wandel van hoe iemand moet wandel wat op God vertrou, moet homself verloon. Hy praat daarvan in slaa, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slapelose nagte, in honger ly. Daar moet 'n selfverloning wees, wandel met God, lewe vir hom. Dan vertel hy hulle van in hoofstuk 11 van die valse apostels, wat die ware en valse godsdiens is. En nou is hy eintlik besig om vir hierdie gemeente te sê, dis hoe 'n mens moet wandel. Vertroue op die Here, nederig in alle omstandighede, maar altyd afhanklik van God. Nie soos hierdie mense in hulle welvaart,
wat steun op hulle eie kragte nie. Daar's 'n ander Christus, sê hy, wat hierdie valse apostels verkondig en 'n ander evangelie. Hy stel homself as 'n voorbeeld vir hulle. Hy sê hierso in die 11de hoofstuk, hy's geslaan, hy's gestenig, hy is in gevare gewees, want al hierdie dinge is goeie dinge. Dis nou maar dinge wat hom gevorm het en hy hou dit vir hulle voor. En nou ja, nou hier in die 12de hoofstuk waaruit ons geleese gedeelte gekom het, nou bring hy dit baie nader aan homself en hy noem iets waarby baie mense dalk aanklank kan vind, want daar was iets in Paulus se liggaam in sy lewe wat hy nou nog uitlig en sê dat die Here het nog hierdie ding ook toegelaat, die doring in die vlees. Bo al daai ander dinge, die verdrukking en die teneergedruktheid en al daai omstandighede, is dit ook nog vir hom gegee. Sodat hy nooit mag roem nie, sodat hy nooit op 'n plek kan kom en sê ek is iets en ek het iets bereik nie, want dit bring hom naby en nederig daar voor die voete van die Here. En as 'n mens dit alles sou lees en mens bepeins dit so bietjie, dan sit 'n mens terug en mens besef hierdie is die teenoorgestelde van prosperity. Dis nou die tema van baie ouens se godsdiens, baie ouens se prediking is prosperity en hierdie is presies die teenoorgestelde. Daar is niks van dit by Paulus nie. En hy maan die Korinte, moenie dink aan daai welvaart nie. Dink daaraan dat God is die ene wat met julle besig is en ons aandag moet op hom gefestig wees. Miskien 'n elementêre ding om te sê, maar baie mense raak so baie besig met baie dinge, hulle vergeet van God, vergeet waarmee hy besig is. En omdat ons deur sulke dinge gaan, dan is daar baie keer 'n onverklaarbare stryd in ons binneste. Hoekom, Here? Maar as ons so 'n bietjie gaan dink oor wat Paulus hier vir ons in die volgende paar verse sê, of wat die Here vir ons deur Paulus sê, dan besef ons daar's 'n rede hoekom die Here hierdie dinge toelaat. Hoekom daar 'n ernstige vermaaning is om nie soos die wêreld op die wêreld te steun of op onsself te steun nie. Maar deur hierdie stryd leer ons van wat die Here met ons besig is in ons stryd. Ja, ons kan so 'n bietjie gaan stil staan en net bepeins wat Paulus in hierdie paar verse wat ek vir u voorgehou het as die teks van oordeenking vir ons neergepen het. In die eerste plek lees ons hier van 'n swakke man se desperate gebed. 'n Swakkeling se desperate gebed. Die eerste deel van vers 8 sê vir ons, hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Hy sê vir die Korinte, en hy's besig om vir hulle te sê, kyk na God, moenie na hierdie dinge kyk nie, moenie soos hulle word nie. Ek nou nog meer as julle almal verdruk en onderdruk, en ek het hierdie doring in die vlees, en oor hierdie ding, ten spyte daarvan, dat ek julle nou iets leer, het ek ook oor hierdie saak gebid. En elkeen van ons sal sekerlik in ons lewe ergens deur stryd gaan, wat ons ook maar oor kan bid. Oor hierdie doring in die vlees het Paulus ernstig en herhaaldelik gebid. Hy het vrymoedigheid gehad om dit na die Here toe te neem. Met al die wysheid wat God in sy hart gesit het, terwyl hy ander geleer het, het hy nog steeds in sy stryd na God toe gegaan en gesê, Here, help my asseblief in hierdie saak. Ek wonder wanneer laas het ons so gebid. Ek sê weer en ek gebruik weer die woordjie elementêr. Maar daar's baie keer stryd in ons harte waaroor ons nie vrymoedigheid het om te bid nie. Ons wonder, mag ons maar vra, Here, hoekom laat U hierdie ding toe? Niemand weet presies wat hierdie doring in die vlees was nie. Ons kan nou maar spekuleer wat dit was dit sy oë, was daar iets anderster in sy liggaam, wat was sy stryd gewees, maar hoe dit ook al sy, dit was iets wat hom laag gehou het. Om laag voor God te wees, is iets wat min mense ervaar, omdat ons so sterk is. Ek dink ons Afrikaner mense, ons is sterk in onsself. Ons vertel altyd die geskiedenis, ons voorouers is kaalvoet oor die Drakensberge, en dit beteken ons moet fier en fors wees, ons moet sterk wees. Maar om laag te wees is iets wat Paulus geken het. Hy was gebroke voor die Here gewees. Ek dink so, terwyl ek daaroor gepeins het aan Jakob, daar in die Jabok, en nadat hy met God geworstel het, en die Here hom op daai heupbeen geslaan het, en hy mank geloop het daarna, dan lees ons vinnig oor die geskiedenis, wat ons ken dit, ons vertel dit, ons lees die hoogtepunte vir ons kinders, maar daar was 'n leeftyd daarna gewees, wat Jakob gewandel het met God mank,
En hy het altyd geweet, ek is swak, ek is afhanklik, ek is gebroke, ek het God nodig. En dis presies wat Paulus ook hiervan getuig het. Hy het gebid oor hierdie saak, want wat anderster kan 'n mens doen as om te bid? Onthou, ek en 'n vorige predikant van ons kerk het in 'n dorp daar in die Noord-Kaap baie keer saam hospitaalbesoek gaan doen. En ek het dikwels as ek daar in die hospitaal by iemand se bed staan vir hulle gesê, jy weet as jy lê kan jy net opkyk, nê? Dis nie altyd 'n slegte ding nie. Mense is moedeloos mos in 'n hospitaal. Hulle wil so graag hê iemand moet vir hulle bid, maar eintlik wil hulle net ontslaan word. Dis wat hulle wil doen. En dan het ek altyd vir hulle gesê, maar onthou net, as jy lê kan jy net opkyk, want jy's nou afhanklik van God. En dis waar Paulus was in die omstandighede. Daarom het hy gebid. Daarom het hy die Here gevra. En daarom kan elkeen van ons maar ook in ons stryde vir God vra, help Here. Die Satan het hierdie swak plek in sy liggaam of in sy lewe ook goed geken en daarom uitgebuit. Dis waar hy hom geslaan het. En daar was 'n voortdurende herinnering daaraan gewees, ek is swak. En saam met die pyniging en die slaan en die stryd, 'n uitroep na God. Here, help asseblief. Ek het U so nodig. Eerder as wat die sielevyand 'n oorwinning behaal het hy 'n getuienis nog meer bewerk in Paulus se lewe, wat die Heilige Gees hom geïnspireer het om vir ons neer te skryf. En ons dank die Here so daarvoor. Dit was teer en dit was gevoelig geweest, 'n konstante stryd, maar uiteindelik iets wat God gebruik het as 'n getuienis. Dit het verhoed dat Paulus ooit kon roem. En baie keer, wanneer hy dalk iets vir iemand wou sê, het hy eerlik sy gebed na God toe opgerig, want hy het besef dat ek het die Here nodig. Dit het vir hom perspektief gegee. Perspektief is 'n goeie ding om te hê vir elkeen van ons in ons omstandighede. Ja, perspektief is iets wat vir 'n mens leer dat stryd is nou maar deel van die lewe. Miskien soos ons vanoggend hier sit, fisies, liggaamlik dalk stryd. En ek het nodig om perspektief te hê. Wat presies is die Here besig, gaan ons dalk nie altyd verstaan nie, maar dat hy met my besig is nodig om te verstaan. Dat ek swak is, dat ek God nodig het, dit moet ek verstaan vanoggend. Dit kan dalk mense wees, dit kan dalk finansies wees, dit kan omstandighede by die werk dalk wees, maar stryd is deel van die lewe. Ek blaai so 'n bietjie rond in die woord van die Here en ek bepeins Dawid se lewe, waaroor ek dink ek laasweek so 'n bietjie gepraat het, maar Dawid was die gesalfde van die Here, 'n opregte man, 'n man na God se hart. Wie sou gedink het as daar een man moes gewees het wat geëer was, wat geken was en gerespekteer was, dan was dit Dawid gewees. En hy getuig van 'n vyand. En mens dink dadelik, was dit nou die vyand daar aan die ander kant van die dal van die terpentynboom, daai vloekende, lasterende groot reus van 'n man, nie was nie hy gewees nie. Hy praat van 'n ander vyand. En daar in Psalm 55 skryf hy sê, toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Hy is vervolg deur iemand wat hy vertrou het. Dis natuurlik Doeg waarna hy verwys het. En mens dink aan, wat het Dawid se stryd vir hom geleer in hierdie omstandighede? Miskien dat hy in sy gedagtes gedink het, ek kan nie alle mense vertrou nie. Ek het gedink ek kan. Maar hier was stryd gewees wat vir hom perspektief gegee het, maar het ook 'n reaksie by hom uitgelok, want Dawid se reaksie was eerder vlug as om te veg. Baie keer moet ons ook maar onsself meet en sê, wat is die reaksie in ons stryde? Is dit vlug? Is dit veg? Of is dit miskien bid, soos wat Paulus gedoen het? Here, hier is 'n stryd wat vir my te sterk is. Here, ek wil graag my hart voor U buig en vra, neem dit van my af weg. Job se stryd was onverklaarbaar vir ons as mense, of onverstaanbaar vir ons as mense. Hy het wysheid gehad toe hy vir sy vrou gesê het, die goeie sal ons van God aanneem, en nie ook die slegte nie. Daar was stryd in sy hart gewees, sekerlik, en ons lees die boek van Job, en dit hou ons gedagtes vas, en dit gryp ons eintlik maar aan. Maar ons lees hier iets van waarheid, wat hy besef het, God gee sleg dinge en goeie dinge. Perspektief. Elia het nie perspektief gehad toe hy onder die bos gelê het nie, want hy was moedeloos gewees.
2 keer het die Here hom in groot genade wakker gemaak met 'n warm ontbyt en koue water, want hy het geweet, hierdie man verstaan nie alles nie. En uiteindelik daar by die berg Horeb, toe hy met God praat en die stem van die Here hoor, toe sê hy vir die Here, maar ek het alleen agtergebly. Die Here sê vir hom, nee, maar jy's nie alleen nie, daar's nog 7000, daar's nog baie van hulle wat oorgebly het. Maar sy stryd het hom in die stof gelê, want hy het nie alles verstaan nie. Miskien het Paulus nie altyd alles verstaan nie, maar hy het gebid oor hierdie stryd. En hy het perspektief gehad om te weet dat die Here hom laag hou. En nou hou hy dit vir die Korinte voor en sê, moenie roem in jouself nie, ek is die laaste ou wat kan roem. Hierdie ding bring my laag voor God. Ek bid daaroor, ek vra die Here om dit vir my af weg te neem, maar dit hou my naby aan die hart van God. Ons dink aan Hanna, wat haar siel voor die aangesig van die Here uitgestort het, lees ons in 1 Samuel 1 vers 15. Sy het gebid en sy het haar siel uitgestort. Sy het geweet, hier kan ek maar vir die Here vra. Hierdie stryd is vir my so moeilik om te ervaar en te aanvaar. Ons dink aan ons Here Jesus daar in Getsemane, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En dis vir ons sekerlik opgeteken om baie dinge vir ons te leer, maar een van daardie dinge is om vir ons te wys dat hy met al die kennis het nog steeds sy Vader gevra en 'n gebed uitgestort. En terwyl hy 100% God was, ook 100% mens, het hy nog steeds gevra dat dit by hom sal verbygaan. En ons kan ook maar vra, Here, help ons in ons stryd. Ons kan vrymoedigheid neem. Paulus leer ons kan dit doen. Ons kan bid in ons omstandighede. Ons kan vra dat die Here dit sal wegneem. Partykeer verander hy dit, partykeer doen hy nie. Maar ons kan bid. Want hy leer vir ons in die skrif ondersteun die ander skrif. Hy leer ons bid sonder ophou. En ons kan voortdurend voor God wees in gebed. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ons kan vir die Here vra en hy kan antwoord as dit by hom sy wil is. Ek was hier in Slag daar by die Victoria watervalle gewees en ek is so dankbaar dat persoon by wie ons in Botswana op 'n plaas tuis was, ons eintlik ons arme gedraai het en gesê het, ry deur, neem verlof vir 'n dag, ry deur, gesukkel daar deur die grenspos uiteindelik om in Zimbabwe op te eindig. En ons is daar by die valle en dit slaan mense asem weg. Ek weet nie wie van u was al daar gewees nie, maar dit is iets wonderlik om te sien. Dit was in Mei maand gewees, so dit was net so in die vloedtyd, al daai water van Angola en Suidwes wat daar afgekom het en Botswana, dis 'n verskriklike massa water wat daar afgestort het en dit het ons asem weggeslaan. Maar ek moet vir julle sê, terwyl ek daar gestaan het, was my aandag by iets en iemand anderster gewees. Ek het die hele tyd gedink, as 'n jong sendeling, hoe wonderlik moes dit nie gewees het om dit die eerste keer te ontdek nie. Nou is my gedagtes by David Livingstone. En 'n rukkie later, terwyl ek daar staan, toe dink ek myself, wonderlik toe hy dit ervaar het, toe het hy nog baie lewenskrag gehad, toe hy dit die eerste keer ontdek het, maar die einde van sy lewe, weet ons, was nie so gewees nie. Daar in 'n tent het hy gelê, 'n man wat 'n baanbreker was, wat die Here wonderlik gebruik het om uiteindelik in daai donker Afrika soos 'n buitel in te kap, lê in 'n tentjie en hy het meer siektes in sy liggaam as wat party sê 'n hele hospitaal gehad het, en hy swak, en in sy swakheid daar het hy gesterf, biddende, soekende, roepende. Nou kyk ons terug, en ons dink aan sy liggaam wat daar in die middel van Westminster Abbey begrawe is, en selfs die koninklikes vandag stap nog om hom, al die ander se standbeelde staan daar, maar daar in die hart van daardie kerk is 'n liggaam begrawe van 'n man wat God gebruik het. En dit was nie alles triomfantlik gewees nie. Dit was nie met volle lewenskrag gewees nie. Dit is alles behalwe. Daar in die tentjie het hy nag na nag geroep na die Here in sy swakheid. Partykeer geskryf en dan het hy sy bewussyn verloor en dan het hy weer wakker geword en weer geskryf en gebid en geroep na die Here. Paulus leer ons dat in hierdie stryde het hy gebid en hy het gevra, hy het geroep en gesê, Here, help my, want ons mag maar bid. Maar dan in die tweede plek leer Paulus ons ook dat die swakke se aanvaarding van sy omstandighede moet daar wees. Die swakke moet aanvaar, en dit sluit aan by die eerste punt, want hy sê in die tweede deel van vers 8 vir ons, dat hy van my sou wyk.
Nou gebruik die Engelse Bybel so 'n mooi woordjie, hy sê might. That it might depart from me. Hierdie tere versoek van Paulus het die besef bevat dat God daaroor moet besluit. Die Here moet daaroor besluit. Hy moet besluit of hy dit gaan wegneem of nie. En dat die Here dit in sy lewe gebruik om hom nederig en swak te hou. En daarom met vrymoedigheid hierdie boodskap deur God geïnspireer aan die Korinte. Ek is swak. Moet nou nie julle staan en sterk wees in julleself soos die mense rondom julle nie. Wees maar swak. God het 'n doel, hy kan dit wegneem as hy wil, of hy gebruik dit om ons nederig te hou. Nou ken ons die bekende woorde daar in Jakobus 1 vir ons opgeteken. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Ons weet daar in Galasiërs 5 is vir ons opgeteken die vrug van die Heilige Gees wat in elkeen van ons se lewe teenwoordig moet wees. Ons moet die Here vertrou en as ons dit nog nie gedoen het nie, dat hy ons harte sal reinig en sal vul met sy Heilige Gees sodat daar vrug in ons lewe teenwoordig sal wees. En nou weet ons een van daardie vrug is lankmoedigheid. En jy weet lankmoedigheid beteken geduld met mense. Want daarin word ons nou getoets. Ek dink dit was John Wesley wat gesê het, ons heiligheid word daarin gemeet oor ons optredes en ons reaksies en ons gesindhede teenoor mense, want dis waarin ons gemeet word. Sê man, ek kan 'n heilige ou wees as dit net nie vir daai ou by die werk was nie. Nou ken ek nou die mense daar in Suidwes, baie keer het ek by 'n plaas gekom, dan skerts ek maar so 'n bietjie daaroor, nou sê die boer vir my, dis presies so. Hy sê vir my, ek is nou die naweek by die konferensie, my hart is vol en dankbaar en ek is so bly dat die Here werk vir my kom doen het. Hy sê, maar maandagoggend is die tang weg, net wanneer ons moet raadspan. Hy sê, dan is daai heiligheid, weg. Hy sê, want gesindhede teen mense, dis die stryd, dis die probleem, nee. Lankmoedigheid, vrug van die Gees, maar lydsaamheid is geduld met omstandighede. Geduld met omstandighede. Dis iets anders, dat 'n mens is dalk nie eers daarmee betrokke nie. Iets wat die Here toelaat in my lewe, omstandighede bo en sterker as ek, en ek moet daarin ook geduld hê. Dis iets wat in my gevorm moet word. Nou wil ek vir julle sê, ek weet nie van julle nie, maar ek is so 'n bietjie van 'n perfectionist. Hou van dinge moet op hulle plek wees. Ek het 4 kindertjies. So my kantoor is nooit wat dit moet wees nie. Ek sien gister Dominee Marco Labeskagh daar in Potchefstroom sê, hy stuur 'n fotootjie van sy dogtertjie wat daar in sy kantoor sit en besig daar by sy lesenaar. Nou sê hy het agtergekom dis nie meer sy kantoor nie. Nou ja, dis mos nou maar soos dit is. Omstandighede maak dit baie keer moeilik, maar wanneer dinge nie heeltemal loop soos ek beplan nie, soos ek gehoop het nie, soos ek vooruit die jaar gesien het nie, soos my vakansieplanne was nie, want omstandighede gebeur, steke en noodgevalle en al die ander dinge gebeur. Lydsaamheid word in ons gewerk om tevrede te wees met wat die Here toelaat in ons lewe. Lees ons in Hebreërs 11 hierdie wonderlike woorde. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeye en gevangenisse. Deurstaan is so 'n mooi Afrikaanse woord. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 10 ook hierdie woorde, maar onthou die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye. En julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. En weer gebruik hy die woord deurstaan. Dit is 'n mooi Afrikaanse woord, maar dit is 'n mooi Christelike woord vir elkeen van ons, om te deurstaan. Hoekom? Want ons het 'n blywende hemelse besitting. Al word die liggaam dag vir dag afgebreek, die binnekant word vernuwe, want ons het 'n hemelse vooruitsig. Ons sien uit na God en om by hom te wees. Hierdie dinge is tydelik. Dit gee vir ons perspektief, en wanneer daar perspektief is, dan vloei dit oor in aanvaarding en rus. Om dit te deurstaan, om te sê, Here, dis nou nie maklik nie.
Ek bid daaroor. Maar ek verstaan ook, U laat dit toe, en daarom, Here, volhard ek en verdra ek. Ek deurstaan dit. Romeine 12 vers 12 sê hierdie woorde, verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in die gebed. Ek lees dit weer vir ons, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Want daar is altyd hoop, wanneer daar God in die saak is daar altyd hoop. En daarom in die derde plek, is dit vir ons so kosbaar om ook te lees, dat God se antwoord aan die swakke, is ook vir ons opgeteken in ons geleesde gedeelte. God se antwoord aan die swakke, want die eerste deel van vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Soms hoor ons nie die antwoord van die Here nie. Ons sou sê, hy antwoord ons nie. Soms antwoord hy nie dadelik nie. Soms antwoord hy nie heeltemal soos ons gehoop het, hy sal nie. Maar dit kan ek vanoggend vir u sê, dat hy ons hoor is wel so. Hy hoor ons wanneer ons bid. Dit is 'n wonderlike iets vir ons as kinders van die Here om in die begin van hierdie jaar in ons harte te bære. Ons hoor dalk nie sy antwoord nie. Ons hoor dalk nie wat hy vir ons wil sê nie. Ons is nie heeltemal seker daaroor nie. Dis dalk nie dadelik nie wat ons het nou gebid en ons verwag dadelik 'n antwoord. Dit kom nou nie dadelik nie. Hy antwoord nie heeltemal soos ons verwag het nie, maar hy hoor wel wanneer ons bid. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Psalm 65 vers 3. 'n wonderlike teks. Ek lees dit weer vir ons. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ons aandag is weer daar by Hanna en haar stryd, terwyl sy gebid het en gevra het, Here, net vir 'n seun, wat sy uiteindelik weer vir die Here sal teruggee. Daarop sê sy, lees ons daar in 1 Samuel 1 vers 18, daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by die huis in Rama gekom, en Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. Dit is nie my begeerte om iets in hierdie teks in te lees nie, maar wat ek wel vir u kan sê is dat ons lees die verhale wat in die Bybel opgeteken is mos vinnig, soos ek nou gesê het. Ons lees vinnig daaroor, ons ken dit ook so goed. Lees 'n mens nie meer met aandag nie. Maar as 'n mens dit so 'n bietjie bepeins, dan sê 'n mens vir myself dat hierdie vrou het hierdie stryd voor God gaan neerlê, haar hart uitgestort soos ons vroeër gelees het. En terwyl sy dit alles gedoen het, het sy haarself ontledig, haar hart, en sy het dit daar aan die voete van die Here gelos, en sy is daar weg, en sy het haar aangesig gewas, en sy het geëet, en hulle het voor die Here aanbid, en nou het daar dalk 'n bietjie tyd verbygegaan, want die volgende sin sê vir ons, en Elkana het sy vrou Hanna beken, was dit weke, was dit dae, hoe lank was dit ook al gewees, en 'n gewone, normale lewe. En terwyl dit alles nog daar in die voete van die Here was, lees ons hierdie bemoedigende woord, en die Here het aan haar gedink. En hy dink vanoggend aan my en u. Elke gebed wat ons al gebid het, dink die Here aan. Hy het aan Paulus gedink. Toe Paulus gebid het en gesê het, ag Here, laat hierdie van my af weggaan. Die Here weet hoekom hy dit toegelaat het. Hy het aan u en my gedink elke keer wat ons deur dieselfde stryd gegaan het, en die Here het aan haar gedink. Sy dink aan, en sy antwoord vir Paulus het dalk nie dadelik verligting en verandering van sy omstandighede gebring nie, maar daar was 'n wonderlike les van genade. 'n Les wat Paulus en elkeen van ons op geen ander manier sou geleer het nie, behalwe wanneer ons lê aan die voete van die Here. Dis wanneer ons hierdie genade leer. Want nou is dit so intiem, so kosbaar, want die Here kom en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Dis nie 'n mense genade nie. Mense het baie min genade vir mekaar. Soos ons vanoggend hier sit, het ons dalk al min genade met mense gehad. Min om te spaar. Ons sê vir die ou wat die kar oppas, ons het net 'n orantjie of 2 vir hom. Ons gee partykeer genade op dieselfde manier, net 'n ou bietjie daarvan. Maar hier is God se genade. God sê vir Paulus, en hy sê vir elkeen van ons, my genade. Hoe wonderlik is die Here se genade nie? Hoe kan ons dit pyl, hoe kan ons dit beperk tot ons menslike verstaan en woordeskat? Maar hier sê die Here, my genade, so ryk en so diep, gee ek vir jou.
En dit, Paulus en elkeen wat dit lees, dit is genoeg. Dis meer as genoeg. Dis voldoende. Genoeg genade vir ons elkeen. Wat was hierdie genade, of hoe sal mens hierdie genade nou probeer beskryf? Ek het nou net gesê, dis onbeskryflik, maar as ek nou probeer om iets daarvan te sê, sal ek sê, hierdie genade het 'n afkortingkie in die sin, T.S.V, ten spyte van. Mooi Afrikaanse woorde. Dis genade, dis God se genade, ten spyte van my omstandighede. Genoeg genade. Paulus, hierdie omstandighede is swaar. Hierdie doring in die vlees is baie moeilik om te dra. Elke gebed het hy gehoor. Hy het gesien Paulus het aanvaarding, maar daarom kon Paulus met vrymoedigheid as mondstuk God se boodskap aan die Korinte oordra en sê, hier is stryd, maar ek dra dit, want God het 'n plan daarmee. En nou kan hy ook sê, ten spyte van my omstandighede is daar genade. Ons dink aan Daniël in die leeukuil. Nou lees ons dit vir ons kinders, maar ons moet besef, hier was brullende, grommende leeu's gewees. Leeu's wat mensvleis geken het, want as hy nou nie mooi getrap het daar in die duister van die leeukuil nie, het hy op beendere getrap, en daai was nie beendere van 'n springbok gewees nie, dit was mensebeendere. Daar het kopbene gelê, wat ook al daar anders te was. Die laaste bietjie van die onbinde vleis, want daar was nie hyenas en jakkalse en aasvoëls om die bene skoon te vreet nie, en omstandighede was nie maklik gewees nie. Ons lees dit en ons dink hoe wonderlik, hy was daar in 'n donker gat, en daar het mouende katjies rondom hom gewees, nie inteendeel. Dit was verskriklik. En terwyl hy in daai donker gat is, daaronder tussen daai leeu's, gebed na God. Sy gedagtes was in elk geval na die dinge wat ons nog hier in die Bybel sien, wat nog vir ons kom en nog vir ons voorlê, die dinge wat hy gesien het, wat aan die einde van die tyd kom. Maar hy was wel bewus van hulle wat hier rondom hom was. Genade ten spyte van. God se genade, genoeg. Ag, dan dink 'n mens aan sy vriende daar in die warm vuur wat Nebukadneser hulle laat ingooi het. Ons lees daar dat die bouncers, so mense hulle nou nie uitsmyters noem nie, maar insmyters, hulle daar in die vuur gegooi, daai ouens het dood gebrand. Dit was nie maklike omstandighede gewees nie, dit moes verskriklik gewees het. Maar ook daar genade, God saam met hulle in die stryd. En nou lees ons dit vanoggend, ons ken dit eintlik so goed, maar ons word daaraan herinner dat die Here se genade genoeg is vir elkeen van ons. Ons is weer daar in Getsemane vir 'n oomblik en ons Here Jesus bid tot die Vader dat daardie beker van hom weggeneem sal word. Maar hy onderwerp hom nadat hy gebid het en God doen wat sy wil is. En dan lees ons hierdie woorde in Lukas 22 en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En nou ja, hy is God, ons kan ons nie met hom vergelyk nie, maar ons leer tog iets van wie God is en hoe hy ons Here Jesus ook daar versterk het in daardie oomblikke. En hy doen dit vir ons want hy's altyd dieselfde God. Hy ondersteun ons, hy onderskraag ons. Sy genade is genoeg. Genoeg om hom te verheerlik as ons hom toelaat om sy doel te bereik. Ek dink ek het laasweek vir u vertel van my ou vriend daar in die Arnos omgewing wat met die skape getrek het. 'n Wonderlike ervaring was dit vir my gewees, vir die wat nou nie hier was of dalk nie gehoor het nie, noem ek maar sommer net weer, die ou vriend van my het met 'n klomp skape getrek en ek het die voorreg gehad om agter die skaaptrek aan te ry met sy 2.4 diesel bakkie. En ek het dit nou alles waargeneem. Lang skalk, hy is seker amper 7 voet lank, hy's 'n enorme mens. Nou stap hy so en elke nou en dan vat hy aan 'n skaap. Ek weet nie hoekom het hy hulle gevat nie, maar hy het net behoefte gehad om aan sy skape te vat elke nou en dan. Ek het dit waargeneem. Dink by myself hoe wonderlik. Nou lees ons daar in die woord dat ons is die skape van sy hand in Psalm 95. En hy praat met sy seun oor die skape. En hulle praat oor die kondisie. Kyk daai ooi, kyk net hoe lyk daai ooi. Dit is so wonderlik om te hoor. Hulle ken daai skape uit. Vir my is dit net 'n trop dorperskape, hulle lyk almal dieselfde. Maar hy praat met ek hoor hy sê vir Tiaan, kyk daai skaap, kyk hoe mooi het sy bygekom. Daai medisyne het gehelp. Kyk daai ene, kyk net hoe mooi is hy. Op 'n stadium stop hy my, kom laai die groot ou ram daar agterop. Nou terwyl ek so ry met daai bakkie, kyk ek so in die T-spieeltjie, nou sien ek hoe haal daai ou ram asem. En toe ons so wegtrek, toe sê hy vir my, gee daai ou 'n lift want hy gaan dit nie maak nie. Hy gee die vermoeides krag. Die wat geen kragte meer het nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, vaar op vleuels soos die arende. Maar die Here sien die wat geen kragte het nie.
Hy sien dit raak, hy sien ons ook in ons omstandighede. Nou dink ek so 'n bietjie oor Skalk se lewe. En ek dink aan iets wat nou vir my sê hoekom hy nou is soos hy is met sy skape. Want daar staan in sy skuur 40 km noordoos van Arnos 3 ou Toyota bakkies. Maar daai bakkie sal jy nooit gedink het is oud nie. Jy sal nooit gedink het hulle het 'n paar 100 000 kilos op nie. Dit lyk asof hulle gister uit die showroom uitgery het. Ek het ook so 'n Toyota bakkie gery daar in Suidwes. Nou kom hy eendag na my toe en hy sê vir my, ek sien jy kyk mooi na jou bakkie. Dink ek is high praise van daai man. Want ek was al in sy skuur, ek het gesien hoe polish hy sy bakkies. Hy pas hulle op soos niemand wat ek nog in my lewe gesien het nie. Daai skuur is so netjies, die grawe is gewas, hulle hang so. Dis pynlik netjies. Nou stuur sy vrou elke nou en dan vir my foto's van haar tuin. Meeste is kaktusse, maar as daar blommetjies is, dan stuur sy fotootjies daarvan. Sy pas daai tuintjie so mooi op. Nou ry ek eendag daar saam met hom op die plaas. Ons het gaan grasbale kry ergens by 'n plek. Nou is die 2 Jack Russeltjies daarso. En elke nou en dan, hulle hardloop, hulle jag al wat 'n meerkat is. Hulle is hardloop, en as hulle so moeg is, dan kom hy daar verby, dan klim hy uit die bakkie uit, dan tel hy vir kolle en streepies, dis die 2 Jack Russells, dan tel hy hulle op en gooi hulle so joep, tot daar bo op die grasbale. Dan rus hulle 'n bietjie. Want dis hoe hy is. Hy kyk na sy diere, hy kyk na sy dinge. En elke keer as ek daaraan dink, dan dink ek myself, hoe wonderlik dat God na ons kyk. Dat hy na ons omsien. Vandag voel ek soos 'n krok, ek voel soos 'n ou model Toyota bakkie. Dit voel asof daar's nie meer parte vir dit alles wat nou stikkend is in my en u nie. Maar die Here sorg vir ons. Hy polish, hy kyk, hy berg ons in die skuur, want dis wie ons vir hom is. Psalm 95 vers 6 en 7, ek herhaal dit graag weer vir ons aan. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Psalm 100 sê, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Hy ken ons, hy sien ons stikkend, hy sien ons gebrokenheid, hy weet van dit wat seer is, swaar is om te dra. En ons is dalk nie eens daarvan bewus nie, maar elke nou en dan kry ons ook maar 'n lift, die Here tel ons 'n bietjie op, hy rus, gee vir ons rus, hy dra ons deur, sy genade is vir ons genoeg. Sy genade is vir ons genoeg, want hy is die een wat ons sterk hou, wanneer ons swak is. En wanneer ons swak is, dan lees ons, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 26 en verder. Hy verstaan. Ons lees daar in Hebreërs 4, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want een van die seker my gunsteling tekste in die Bybel. Psalm 103 vers 14, want hy weet wat ek maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. O Here, ek is swak vandag. Help my. Hy weet, hy verstaan, hy weet presies wat ons is. Hy gebruik ons ten spyte van, wat ons lees in die eerste brief van die Korinte in die eerste hoofstuk, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, want wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. In ons swakheid gebruik die Here ons. Ek vat saam. Paulus wys vir die gemeente deur sy voorbeeld dat voorspoed nie altyd 'n kind van God se deel sal wees nie. God laat soms swaar dinge toe, onverklaarbare dinge oor ons lewe. En oor sy swaar stryd het Paulus gebid, hy daarin berus, en hy het ervaar dat die Here se genade vir hom genoeg is, want die Here het so gesê. En as God so sê, dan is dit genoeg. Heeltemal genoegsaam. Dis ou Dominee Etienne Maritz wat een keer gesê het, hy het so in 'n stryd biddende agter 'n ander voertuig gestop by 'n verkeerslig, toe lees hy die ou se bumper sticker. God said it,
I believe it and that settles it. Genoeg. Ek en u moet besef dat daar 'n doel is met wat die Here in ons lewe toelaat. Die belangrikste is seker dat ons in ons stryde besef dat ons laag voor die Here gaan moet bly. Ons gaan in niks kan roem nie, maar deur dit alles sal ons ook bruikbaar wees. En nou wil ek vanoggend vir u sê, liewe gemeente van Benoni, bid oor jou stryd. Jy kan maar bid daaroor, jy kan dit maar na die Here toe bring, jy kan vrymoedigheid neem. God sê ons kan maar. Paulus het dit ook gedoen. Hy wat al die wysheid en kennis gehad het, soveel waarin hy moes waarskynlik kon roem, soos hy in die begin van die gedeelte gesê het, maar hy het nie daarin geroem nie. Selfs hy, wat so intiem met God saamgelewe het, het gebid oor 'n stryd. Hy het dit na die Here toe gebring, u kan dit ook doen. God het u gehoor, hy het 'n doel daardeur, maar berus ook daarin dat die Here is nou besig met 'n ding. Berus daaroor. En dan wil ek vir u sê, sien God se hand in u lewe. Sien God se hand in die stryd. Sien dat hy besig is, maar dat daar ook genade is om dit te deurstaan, want sy genade is vir ons genoeg. Hy sê, want as ek swak is, dan is ek sterk. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan die einde van hierdie diens, maar net hierdie gedagtes, dit wat ons gelees het uit u ewige woord voor u kan bring en sê, Here, dat u dit sal toepas in ons harte. U woord, nie noodwendig die gedagtes wat ek daar bygevoeg het nie, maar u woord vanoggend in ons harte sal toepas en dit sal gebruik, vir ons lig sal bring, vir ons die wete en die geloof sal bring, dat u genade ook vir ons genoeg is ten spyte van ons omstandighede. Ek bid, Here, dat u self daardeur sal verheerlik, dat u elke kind van God wat deur stryd en moeite gaan, ook so sal oplig en sal deurdra. En Here, dat elkeen van hulle so bewus sal wees van die nabyheid, van die beloftes, en daarin sal vasklou met alles wat in hulle is. Dankie, Here, dat ons dit van u kan vra dat u in elke opsig u self dan in ons sal openbaar soos dit nodig is, en ons ook u sal verstaan, is ons gebed. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en om sy ontwil alleen. Amen. Ja, kom ons sing ons slotlied hartlik staande saam, soos dit daar op die bord verskyn. 2 verse gaan ons hartlik saam sing. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ons staan net so en dan bid ons net om die seën van die Here. Here, baie dankie dat ons dan nou aan die einde van hierdie diens, soos laasweek, met soveel dankbaarheid kan vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly totdat ons Here Jesus ons kom haal. Amen. Baie dankie.